Goeiemôre julle wonderlike mense en baie welkom by Ontbytsake in ons pragtige nuwe ateljee. En vandag kuier ek saam met die entrepreneur en deesdae politieke aktivis Rob Hershoff wat besig is om die regering behoorlik gas te gee op YouTube en allerlei plekke. Rob, goeiemôre. Môre Davie, môre mense. Baie welkom, lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie. Dit gaan 'n lekker lewendige program wees. Kom dat ek jou voorstel die res van die span. Charlene, waar is jy? Hier so by die kindertafel. Ons 25 jaar vieringe is nog in volle swang en vandag vertel ons julle van 'n glanstydskrif wat in wording is. En in ons sakewinkel kan julle weer 'n groot sakeslag slaan. Ek gesels ook later met tevrede kliënte van King Price, een van ons jarelange borge. Leon, David, goeiemôre. Wat probeer alles by die sak befokus vir? Nee, ag, daar's 'n klomp wille dinge aan die gang en ek het spesiaal my baadjie aangetrek vir ons agbare gas, Bob. Welkom. Ek sien hierdie memo gekry. In die sake fokus kuier ons in die Wesrand van Gauteng, veral in Kreersdorp en omgewing, en hier is 'n paar kliënte van daardie geweste ook sommer vandag hier in die ateljee. Wel, ek het nie geweet jy het 'n baadjie nie. Corrie, wat eet ons vanoggend? Goeiemôre kollegas. Nou, ek maak 'n heerlike hoender tagliatelle pasta met ricotta en suurlemoen knoffel bottersous en ek bedien dit saam met Opstal Landgoed se Chenin Blanc. Dit gaan bitter lekker wees. En om die span volledig te maak, Annika, lyk jy weer? Goeiemôre Davie en die res van my lieflike kollegas. So vandag se weer is ek bly om vir julle te sê is sonnig en so ook vir die volgende paar dae. Ek seker die boere is ook baie bly want hierdie oestyd was regtig uitdagend geweest in ons somerreënvalgebied en in landbousake kyk ons bietjie na baie hotelle. So heelwat om oor te gesels Davie. Wel, daai het julle 'n lekker vol program en soos altyd begin ons met die weer. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Almal is dankbaar vir die sonskyn weer wat ons die volgende paar dae verwag. Kom ons kyk vir hierdie naweek. In Suid-Afrika is dit sonnig en droog. Dit gaan koel wees oor die sentrale deel van ons land. Gedeeltelik bewolkte toestande in die noordooste, maar ons verwag nie reën daar nie. En dan sommer warm weer vir Kaapstad en ander dele van die Weskaap. Oosweer word ook verwag hierdie naweek en aan die begin van die nuwe week langs die kus van Namibië. Dan Sondagoggend is dit koel en vars weer eens hier oor ons binneland en dan is daar 'n skraal kans vir 'n bietjie reën hier langs die noordkus van KwaZulu-Natal en so ook vir Sondagmiddag is daar daardie kans vir bietjie reën wat daar kan voorkom. Andersins gaan dit matig en droog wees en dan sien ons warm weer nou ook hier langs die Suid-Kaapse kus en dele ook van die Oos-Kaap as gevolg van bergwindtoestande wat ons daar verwag. Wat jou temperature betref is dit dan in Gauteng so in die laat 20s, 23 in Pretoria, 22 in Johannesburg vir hierdie naweek, gedeeltelik bewolkte weer Saterdagmiddag op die Hoëveld en dan vir Sondag verwag ons 'n temperatuur van 25 in Rustenburg en 24 in Modimolle. 'n Koel naweek vir die Vrystaat met temperature wat so rondom 20 grade Celsius gaan draai. Langs die Ooskus verwag ons 23 in Durban en dan 18 in Ermelo. Vir Sondag is daar dan daardie kans vir reën wat kan voorkom langs die noordkus van KwaZulu-Natal rondom Richards Bay en dan daardie hoë temperature in die Oos-Kaap langs die kus en ook die aangrensende binneland en dit is as gevolg van die bergwindtoestande wat ons daar verwag. Ons sien maksimum temperature selfs hoër vir Sondag met 33 in Port Elizabeth en 32 wat ons dan in Graamsstad verwag. Vir die Weskaap sien ons ook 'n lieflike warm naweek langs die kus. So as jy wil see toe gaan is hierdie naweek jou kans. 30 in Kaapstad, 28 in Langebaan en dan vir Sondag sien ons 33 in Bredasdorp en 29 in Kaapstad. Vir die Noord-Kaap is temperature ook in die hoë 20s hierdie naweek. Ons verwag dan ook daardie bergwindtoestande langs die kus van Namibië met maksimum temperature wat selfs in die laat 30s gaan wees vir beide Saterdag en Sondag dan ook 30 grade Celsius in Springbok. Die nuwe week begin steeds met 'n kans vir oosweer langs die kus van Namibië en dit hou aan vir die begin van hierdie week en dan verwag ons ook bergwindtoestande wat steeds sal voorkom in die suide van Suid-Afrika, matige weer oor ons binneland en dan 'n kans vir reën in die noordooste van ons land vir Maandag. Maandagnag sal die temperatuur so rondom 12 grade Celsius wees oor ons binneland. Ons sien nou 'n koue front wat nader beweeg en ligte reën wat in die noordooste kan voorkom en dan gaan daardie koue front Dinsdagoggend oor Kaapstad beweeg met reën wat dan
in die moederstad en omliggende dele kan voorkom en dit gaan sommer koud wees agter hierdie koue front met die koue wat dan versprei na die suide en los donderbuie wat in die noordooste van ons land kan voorkom. Vir maandagooggend is jou minimum temperature so rondom 10 grade Celsius vir sentraal Suid-Afrika. Maandagmiddag sien ons dat die kook sal styg tot in die laat 20s vir ons binneland, maar dan sien ons daardie warm toestande in die Wes en in die Oos-Kaap, sowel as in die weste van die Noord-Kaap. Vir Dinsdagoggend is minimum temperature langs die Ooskus in die laat 20s, maar 10 grade Celsius vir Johannesburg en dan daardie middag sien ons dat dit steeds warm bly hier in die suide met matige toestande vir die Vrystaat en omliggende provinsies. Wat die wind betref, gaan 'n lig tot matige wind oor die westelike binneland waai en dan ook ligte winde hierdie naweek vir Kaapstad en dan verwag ons dat daardie matige noordweste wind daardie warm weer gaan veroorsaak hier oor die suide van ons land as gevolg van die bergwindtoestande wat ek reeds genoem het. Dit is jou weervoorspelling vir die volgende paar dae, maar ek sit vir julle weer 'n opdatering in die middel van die week op sosiale media. Nou is dit landbou sake en ons kyk na die vervaardiger van bijohotelle geborg deur Laveld Agrochem. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Tutus Loco started in 2016. It was started by my late father, Peter Webb. He was an incredible naturalist. He loved butterflies, bugs, spiders, and he happened to go out on a field trip with the solitary bee expert, Connell Eardley, and he got introduced to solitary bees. This was a completely new space for him, and he came home, I remember, wildly excited about providing homes for solitary bees, and so that's where the business began. My mother, my brother, and myself have continued my father's legacy. And continued the business, so we're a small family business. My mother, Laurie, she runs manufacturing together with a gentleman called Maxwell. And myself, I head up online sales. I do the social media. My brother is an excellent photographer and he does all product photos and all the rest for us. So we continue my father's legacy. So a bee hotel mimics the natural nesting sites of some solitary bees. So in South Africa, we have 1,200 different types of bees. Most people are only familiar with one, which is the honeybee. But there are 1,199 other bees that need a place to live. And so half of those, roughly, half live in the ground and half live in holes in dead wood. And so a bee hotel, you will see, is big holes all the way down to small holes, and it's different sized holes for different sized bees. So in a bee hotel, you will get a number of different types of bees moving in and nesting. And essentially, because they're solitary, like in their name, they live alone. And so one hole equals one bee. One point to make is that if you would like to make your own or if you would like to put one up, that's not the whole solution to providing conservation for bees. You need to be able to feed the bees. So the bees need to be able to eat year round. And so we encourage people to plant indigenous plants that flower at different times of year to be able to provide food for bees year round. We also say your bee hotel will not work if you are spraying pesticides in your garden. So you need to stop spraying pesticides in order for the bees to move in.
Ons gas vanoggend Rob Hershof, baie uitgesproke oor politieke sake, maar vandag gaan ons dalk ook 'n ander sy van hom leer ken. Rob, baie welkom. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Baie dankie. Kan ons nou oorskakel na Engels asseblief? 100%, ek gaan my bes doen. Ja, baie dankie. So impressive business CV, lots of interesting things that you've done. The most interesting of which has been Fantastic Mr. Fox. So I have to ask you about that. En net vir ons kykers wat nie weet nie, Fantastic Mr. Fox is 'n animasiefliek wat gebaseer is op Roald Dahl se boek en Rob was deel daarvan. Vertel vir ons hoe dit gebeur I het. was living in London at the time, and it was probably, I don't know, 12, 14 years ago, and a friend of mine said to me, "You like movies, Rob. Would you like to meet Wes Anderson?" I said, "I'd love to meet Wes Anderson." So he gave me his number, called him, and he said, "Rob, I'm outside of London an hour, come and see me tomorrow." Went out to see him. We were chatting, and I said, "What are you working on now?" He said, "I'm making Fantastic Mr. Fox." And then he said to me, "Have you ever done a voiceover?" I said, "Yeah, I have actually." He said, "Okay, why don't you read as the helicopter pilot? Go in there and read these lines." So I went in, read the lines, came out, and he said, "That was great, but I've got too many English accents." And I said, "Well, I can do a French accent, Scottish, Irish." He said, "You choose the accent, go do it." So I went into the recording booth, came out, he said, "Perfect." Which accent was it that you chose? Engels and Afrikaans. Yeah. Fantastic. Yeah. But what is it about that movie that excited you so much? Tell us a bit about the story, because Roald Dahl, there's always a lesson behind everything that he writes. So Roald Dahl is extraordinary. I mean, his short stories turned into movies they're evergreen, they last forever. And Fantastic Mr. Fox is about good and evil. There's an environmental angle to it, but it's fundamentally about good and evil. Yeah. And it's very funny. Yeah, which also gave you a lead-in into a lot of stuff that you address now, you know, in your political, your activist life now. But I want to talk more about this artistic side of you, because you are also a poet, and people didn't know it, and then also a cartoonist. So tell us about this artistic side. So I've written a number of poems. Most are political, or about political people. And I would not say I'm the next South African poet laureate. So don't expect too much. But BizNews has published them, and I've had a lot of fun. Yeah. But not a lot of people have called me to say, "Please publish a book." Can we read your poetry? Bindings. Yeah. And what happened on the cartooning side is there's a great cartoonist, the best in South Africa, Dave Dubell. I love his cartoon style. And I called him up, met him, we became friends. And I now send him ideas of tunes. He does the tune. And he very kindly signs them Dave D. Rob H. Yeah. So I've had about 12 cartoons published, but he's the cartoonist. But this political commentary expressed through art, is that something that you would like to further pursue? What about it is so different? Because you can just say what you want to say, but now you say it through a poem or you say it through a cartoon. It makes me happy. I find it amusing and funny. I'm not sure how many other people care. I do think cartoons have an impact because it's a visual story and it's hard-hitting and there's usually one punchline. So I think cartoons have a real role to play. I doubt my poetry is going to make any impact. But there is one more thing I haven't tried. I want to do stand-up comedy. My wife's begging me not to. Well, today is your chance. You'll be speaking to Davy later. So he's funnier than I am. Golden opportunity for you. Yeah. We'll chat a little bit more later about the role that you feel that you have to play here in South Africa. Ons is nog steeds besig met ons wyntoerisme reeks waar ons aan julle minder bekende wynroetes voorstel. En vandag is Opstal Landgoed aan die beurt en daarna is dit Corlie. Hierdie reeks oor wynroetes in Suid-Afrika word met trots geborg deur Winfield United South Africa. Dis oestyd by die Opstal Landgoed buite Rossenwil. Dan begin die dag al donkeroggend. Dis 'n plaas in die Brede Kloof wat alles op een perseel aanbied: akkommodasie, kos en wyn. Hier ontkurk jy 7 generasies se wynmaak-uitnemendheid. Vandag in die hande van Stanley Lou as wynboer, sy vrou Ria, die restaurant-eienaar, en hulle 2 seuns, Attie Lou as wynmaker en Zak Lou in beheer van produksie. Opstal bied 'n verskeidenheid kwaliteit landgoedwyne in hulle reeks. Opstal Blush Rosé, Cinsault, Cab Cinsault, Chenin Blanc en Opstal Dessert Muscat. Opstal glo dat wyn oor die produk self gaan, die proses om dit te maak en die mense daar agter. Jy moet dit nie te ernstig opneem nie. Die sleutel is die wyne moet lekker kan drink. Jou wyndrinkervaring moet ontspanne en genotvol wees.
Opstal Landgoed is ons familiebesigheid wat reeds vir 7 geslagte wingerd en wyn produseer. Ons het 'n restaurant op die plaas en ook gasteakkommodasie wat vir ons 'n uitsoekbestemming maak. Opstal Landgoed. Kom ervaar die gevoel van plaas, familie en hulle ryk erfenis sedert 1847. Ervaar luukse akkommodasie, uitmuntende kos en natuurlik hulle Opstal Landgoed wynreeks. Besoek Ontbytsake se sakewinkel en plaas nou jou bestelling vir die Brede Kloof wynroete se spesiaal voorbereide kus keurwyne uit die streek, beskikbaar gestel deur Get Wine. Pick n Pay, trotse ondersteuner van plattelandse familieboere en lamb chaps. Welkom in my bitterlekker kombuis waar ek vandag 'n vars kruie hoender tagliatelle pasta met romerige ricotta kaas maak in 'n suurmoen botter knoffelsous. So dis 'n heerlike samesmelting van sagte hoender en romerige kaas in pasta. Nou hierdie gereg word afgerond met geroosterde kersietomaties, vars basiliekruid en geroosterde amandelvlokkies of dennepitte kan jy gebruik vir 'n elegante dog vertroostende maaltyd. Nou dis die perfekte balans tussen romerige, pittige en ryk hartlike geure. Nou die geroosterde kersietomaties wat ek hier voor my het, voeg 'n heerlike natuurlike soetheid by terwyl die suurlemoen botterknoffelsous 'n helder en 'n verfrissende smaak bring. Nou die ricotta smelt ook dan lekker saam in die warm pasta later en dit skep daai onweerstaanbare romerige tekstuur wat jy gaan net wil aanhou eet. Nou ek is ook mal oor die krakerigheid van daai geroosterde amandelvlokkies of dan as jy verkies dennepitte en die varsheid van daai basiliekruidblare. Dis verseker 'n restaurantgehalte ete wat jy tuis kan maak, ek beloof jou. Nou jy begin deur die tomaties op die bakplaat soos ek reeds gedoen het, te rooster in die oond en dan kook jy jou pasta, ook net hierso het ek dit al klaar gedoen tot al dente en dan onthou om daai half koppie pasta water net so bietjie eenkant te hou want dit gebruik ons vir die sous dan later. En dan as ek nou by die hoenderfilette kom, ek het reeds al hier die helfte van dit in my pan. Nou ek wil net gou vir julle vertel, ek hou daarvan om voor die tyd dan nou basies ek het hierso paprika en dan so gemengde Italiaanse krui en dan knoffel en bietjie olyfolie in my bak te sit en dit net vooraf te geur, dan trek die geure sommer net ekstra lekker in. En dan as jy nou moet, dan sit jy net so ekstra bietjie botter en olie in. Nou ek kan hierdie so lank nou lekker omdraai en ek wil vir jou sê dit gaan so 10 na 12 minute van die filette is nou al opgesny en dan het ek 'n paar groot gelos sodat jy kan sien, jy kan dit op enige wyse dan nou doen. So hierdie is nou so amper gaar, ek draai hulle om. So as ek terug is, gesels ons oor 'n heerlike suurlemoenbotter knoffelsous wat ek gaan maak. En ons gaan dit in hierdie selfde pan doen. Maar nou gesels Charlene verder met Rob Hershoff. Ek kuier verder met ons gas, Rob Hershoff. Rob, you're going to eat well today. I hope you saw that. Your empty stomach. Count on me. Fantastic. Yeah. You've worked all over the world and with some leaders in business, some controversial figures like Rupert Murdoch. Please tell us about that experience. He is the most extraordinary businessman walking this earth. And he's still operational in his late 80s. And I worked as Rupert's right-hand man in New York for 2.5 years. And it was the greatest business experience anyone could dream of. Yeah. He's got an instinct for business. He can look at an opportunity, ask 5 questions, and know exactly whether he should do it or not, what price to pay, and how it would fit into his empire. Yeah. I've never seen anything like it. If you look at the corporate culture in America and coming back to South Africa, do you see some differences? Are there things that you think that we can learn or that we can do like the US? I think the Americans can learn from us. Yeah. I think it's the other way around.
I think we are better team players than the Americans are. They tend to be more individualistic, and our market's way tougher than theirs. It's tiny, and it's complicated, and it's political, and it's difficult. But we managed to build businesses in this environment, and I think Americans can learn from us. Ons is planmakers, nee? We make a plan. Boer maak 'n plan. Maak 'n plan. So the decision to come back to South Africa, was that a discussion around the family table? How did that work? So I'd lived overseas for 31 years. I left after doing military service, 1985, and in 2016, the beginning of the year, I said to my wife, my 2 older boys are at university, our 2 younger kids we can move, and I want to go home. I miss South Africa. My parents are healthy. Oh, yeah. My dad's 99 this year, and I want to go back. But I only planned to come back for 2 years, because I said to my wife, under Zuma, this country's finished. Anyway, we're not leaving. I decided to stay. The decision to come back, did that also have something to do with the fact that your grandfather, Oupa, was part of the founding of Anglo-Val? Exactly. Is that part of the pool? Yeah. You know, the older generation still remember the Anglo-Val house of name. And, you know, we have houses here, and I miss Bunny Cha and Braaivleis, and, you know, this is the best country in the world. I think people might expect that because you criticize government a lot, that there's nothing positive that you have to say. 5 positive things about South Africa, quickly. The people, the humor, the opportunity, the dynamism of people, and it is the most beautiful country in the world. I mean, I can mention 20 places in South Africa that are more beautiful, more wondrous than anywhere else I've been to in the world. Yeah, fantastic. It's so great to have you here. And Davie, I know, is as excited as a kid at Christmas about the prospect of speaking to you today. Thank you so much, Rob. Nou is dit eers tyd vir ons Sake Fokus saam met Leon. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by vandag se Sake Fokus en ons kuier in 'n lekker besige omgewing van Gauteng, naamlik die Wesrand of die Wille Weste, wat sy ontstaan te danke het aan mynbou. En miskien was Rob se oupa, die stigter van Anglo-Val, ook daarbey betrokke. Ons begin ons kuier in Kreersdorp, 'n skool wat baie goeie werk vir gestremdes doen en ook 'n paar ondernemings wat jy in die huis of kantoor mag nodig kry, onder andere Exec Air, en daarna gesels David met hulle. Die Wesrand skool het 'n unieke projek aan die gang om fondse in te samel vir onder andere rolstoele vir hulle spesiale leerders. Die Plakkies vir Palesa projek het nou al 5 leerders met spesiale hulpmiddels soos rolstoele, splints en 'n assisteer laptop voorsien en gaan net voort. Jy kan help deur bloot lekker plakkies te koop by hulle, waarvan R50 dan aan die fonds gaan, of koop komberse, sleutelhouers, koekies en oorbelle, of maak net 'n donasie. Skakel gerus met die Wesrand skool of skenk geld deur middel van 'n elektroniese oordrag na hulle rekening met verwysing Plakkies vir Palesa. Designer Door vervaardig pasgemaakte deure en kabinetoplossings van hoë gehalte wat die estetiese en funksionaliteit van residensiële en kommersiële ruimtes verbeter. Met meer as 30 jaar in die bedryf is Designer Door gestig met 'n passie vir skrynwerk, kwaliteit vakmanskap en innoverende ontwerp. Deur moderne ontwerp met uitsonderlike funksionaliteit te kombineer, poog hulle om 'n tikkie gesofistikeerdheid en styl na elke ruimte te bring, om gewone kamers in buitengewone kamers te omskep. Of dit pasgemaakte binnedeure, kasdeure of panele is, kliënte sal vakmanskap van hoë gehalte en aandag aan detail ontvang, wat hulle verbintenis tot Europese standaarde teen bekostigbare Suid-Afrikaanse pryse weerspieël. Designer Door verskaf nie net deure nie, hulle bied volronde diens, van konsultasie en ontwerp tot vervaardiging en installasie. Elke kliënt kry 'n produk wat verwagtinge oortref. A&K Blinds in Kreersdorp gee kundige advies oor alle soorte blindings wat by 'n spesifieke omgewing sal pas, jou spasie ophef en huise in tuistes verander.
Hulle herstel ook alle fabrikate en soorte blindings. 'n Volledige diens waar hulle blindings kom haal, was, herstel, versien en weer installeer. Hulle kliëntediens sluit ook naverkoopediens in. A&K vervaardig of kry letterlik alle soorte blindings, rollers, vertikaal, venesiese en houtblindings om maar 'n paar te noem. Kliënte ontvang 'n gratis besoek deur die kundige span wat monsters by jou huis wys om jou te help om die regte besluit te neem oor die tipe blinding, kleur en ontwerp. Hulle bied vinnige omkeertye van bestelling tot installasie, aangesien hulle sommige blindings self vervaardig wat vertragings verminder. A&K Blinds, voortdurend besig om te verbeter, improviseer en te innoveer om die beste gehalte materiaal en die nuutste neigings en style wêreldwyd te kry. Exec Air Conditioners bied al vir 35 jaar omvattende lugreëlingdienste, soos algemene huishoudelike en kantoorinstallasies van lugversorgingseenhede en die diens- en herstelwerk daarvan. Verder spesialiseer hulle ook in die industriële sektor met groot HVAC-sisteme, soos die wat jy in winkels, gyms, hospitale, fabrieke en restaurante kry. Niemand is net nog 'n kliënt nie. Hulle stap die ekstra myl vir elkeen, met gehalte diens deur gekwalifiseerde tegnisië wat werk met verskillende topgehalte handelsmerke wat effektief ontwerp is vir energiedoeltreffendheid. Hulle dienste is nie beperk tot Gauteng nie en hulle doen die hele proses. Die uitleg van die projek, planne optrek, bepaling van watter eenhede geïnstalleer word en dan die installering en instandhouding daarvan, sodat hulle die waarborg kan verseker. Exec Air, hulle verskaf ook huurooreenkomste as jy losstaande lugverkoelingseenhede wil gebruik vir binnehuise en buitelugfunksies. SMS Aircon na 45776 en hulle kom terug na jou toe. Fanny en Jaco van Wyk is pa en seun en hulle is aan die stuur by Exec Versorging of Air Conditioning en Jaco het so 6 jaar gelede die bestuur oorgeneem by sy pa wat 30 jaar tevore die besigheid begin het. En hier sit die twee menere by my. Goeiemôre. Môre. Môre Dawie. Fanny, kom ek vra eers vir jou. Waar kom Exec Air vandaan en waar is julle? Waar is julle geleë? Man, ons is in Kreersdorp. Ons is seker so 15 jaar terug geskuif bietjie verder Wesrand toe as waar ons was. Obvious maar vir verkeer en so aan. Ja. Ek het die besigheid begin so amper 36 jaar terug. En daar was 'n behoefte in die mark. En ek het gesien obviously met die global warming en so aan. Dit is 'n bedryf wat net gaan groei. Maar was daar nou global warming 36 jaar terug? Jy weet, ek het nog altyd 'n probleem gehad met kry warm en kry koud. Jy weet, so die ding het my gepas soos 'n handskoen. Jy weet, so ek het in 'n bedryf geval waar ek oor passievol is. En intussen het jy nou oorgeneem nou so. Correct. So die besigheid moet nou, wat sien jy in jou besigheid wat anders is as jou mededingers? So definitief vir meer as 35 jaar ondervinding en al daai goed in die industrie. Met ek nou al baie geleer by my pa en al daai goed, so ons ervaring is baie anderste. Asook ons is 'n volle turnkey solution company. So op 'n projek doen ons van punt 1 af waar ons jou ontwerp op jou projek doen. Ons verskaf jou equipment, ons doen jou installasie ook, jou dienste en al daai goed van jou equipment na die tyd ook. So ja, dit maak ons baie anderste. Ons het ook 'n nasionale footprint. Met my spanne, ons het 'n baie groot vloot wat ons hardloop. So nasionaal kan ons julle dienste en al daai goed wat ons baie anders te maak. Vertel my meer van hierdie dienste van julle wat julle al die dienste wat julle aanbied. So beteken dit 'n lugreëling, kon sit dit 'n lugreëling in? Nee. 'n diens om so elke nou en dan. Wat behels dit nog? Okay, so daar's verskillende sektors wat ons doen. So daar's 'n residentiële sektor. Dit is gewoonlik jou huishoudelike units en al daai goed wat ons doen. Ons het ook jou groter kommersiële en industriële units. So dit is meer jou geboue, jou hospitale en al daai goed en winkelsentrums wat ons doen. Soos jou chillers, package units, DVM, sentrale sisteme wat ons doen. Ons doen ook jou ventilasie en vars lug op jou gebou ook. So dit is ook volgens SANS requirements. So ons doen alles wat jy moontlik kan doen. Daar is geen kliënt wat ons nie kan help nie. Jy het nou, wat jy sê net nou by jou oorgeneem. Doen jy dan 'n right job en wat is jou betrokkeheid nog? Hy het my nog nie gefire nie. Hy het my daagliks al minder en minder nodig. Jy weet, dit is 'n pluspunt, maar dit is ook jy weet, jy voel later al oorbodig, maar dit is nogal lekker om te sien hoe suksesvol en hoe goed hulle die goed bestuur en hoe hy aangaan, jy weet, en hoe die besigheid gegroei het en hoe die mense vertroue in hom het. Hoe maak mense kontak met julle? Hoe gaan mense te werk om met julle?
besigheid te doen? So ons is in Kreersdorp. Julle kan op ons webtuistes gaan kyk en al daai goed. Gewone nommer landlyn is 011 477 3920 of info@execare.co.za. Maar ja, sosiale media is ons volop en al daai goed, so julle kan ons definitief kontak. Ek is seker op die skerm sal hulle ook ons kontak beheer. En julle is dwars deur die land, sê jy? Dit is korrek. Ons het 'n landwyse voetprinting. Wel, meneer, baie dankie dat julle by ons 'n draai gemaak het. Dis heerlik, dis my altyd lekker om te sien hoe 'n besigheid begin word en dit voortgaan in die volgende geslagte in. Definitief. Dit is waaroor ontbytsake gaan. Fanie en Jaco van Wyk van Execare, dankie dat julle draai gemaak het. Ons kyk nou na 'n interessante kuierplek in die Wesrand, Cowboy Town, klink my tipe plek. En nog 3 besighede van daar. Het jy geweet Kreersdorp het hulle eie Cowboy Town? 'n Moed om te besoek as jy 'n gevoel van die Wilde Weste wil kry. Jy sal voel asof jy terug in tyd gereis het na 'n klein ou Amerikaanse Wilde Weste dorpie vol cowboyhoede, saloons en oudtydse bekoring. Cowboy Town huisves 'n verskeidenheid interessante winkels, vol snuisterye, handwerk, oudhede, aandenkings en dinge om te sien. Op die dorpsplein kan jy lewendige musiek geniet en ons ook 'n kinderspeelplek en moenie vergeet om by al die selfie-geleenthede plekke te stop wat so 'n bietjie Wilde Weste by jou profiel kan voeg nie. Benodig jy vurkhuisers, paletdomkragte of enige ander huistoerusting? Het jy betroubare herstel- en instandhoudingsoplossings nodig? Of het jy onderdele of bykomstighede nodig? Aftermarket Commercial Solutions se diens kom met toewyding en 24/7 ondersteuning deur gekwalifiseerde en opgeleide personeel wat professionele advies gee. Saam met Johnson Taylor Forklifts is hulle vertroude verskaffer, verskaf hulle dieselvurkhuisers en batteryvurkhuisers, lithium- en battery-aangedrewe paletdomkragte, pakhuis- of materiaalhanteringstoerusting. Hulle doen ook vurkhuiserverhuuring, instandhouding en herstelwerk aan die meeste OEM handelsmerke. Met Aftermarket Commercial Solutions kry jy nuwe of gebruikte vurkhuisers, egte onderdele en kwaliteitdienste om jou bedrywighede op topprestasie te hou. Geen kompromie, net resultate. Aftermarket Commercial Solutions. Stuur 'n WhatsApp met jou versoek en kyk hoe hulle kan help. Revaro lei al 25 jaar lank die pad met grondverskuiwings en materiaalhanteringstoerusting, asook konstruksie en industriële masjinerie. Hulle reputasie is gebou op hoë kwaliteit betroubare masjiene gekoppel aan 'n kliënt-eerste benadering. Gebaseer in Mildersdrift, Gauteng met 70+ handelaars landwyd en kliënte in 21 lande in Afrika, bedien hulle almal. Hulle masjiene is gebou vir duursaamheid, ontwerp vir doeltreffendheid en geprys vir bekostigbare innovering. Hulle kragtige reeks word deur boere, bouers en kontrakteurs vertrou. Hulle reeks elektriese en dieselvurkhuisers is gebou vir prestasie, terwyl hulle 'n bykomende reeks ATV's, UTV's en 4-wiel motorfietsse het as deel van hulle uitgebreide reeks vir avontuur en ontspanning. Wat Revaro onderskei is vryheid van keuse, gerugsteun deur 'n onderdele afdeling wat meer as R50 miljoen se diensonderdele dra. As jy op soek is na 'n betroubare vennoot vir jou volgende groot projek, kontak Revaro vandag. Valve Services and Repairs is in 1997 gestig en sedert hulle ontstaan was die hoofdoel en fokus om kwaliteitdiens en gespesialiseerde herstelwerk aan alle fabrikate kleppe en bykomstighede te lewer in minimale tyd. Gehalte diens en herstelwerk aan hierdie kleppe met vinnige omkeertyd help hulle kliënte om produksieverliese te voorkom wat hulle aansienlike bedrae in uitgawes bespaar. Tydens die verskaffing van produkte word die individuele behoeftes van elke kliënt altyd in ag geneem. Valve Services and Repairs het 'n totaal van 31 jaar ondervinding in die mynbou en industriële veld. En hulle is trots daarop dat hulle die nodige kennis het wat nodig is om al jou probleme met betrekking tot alle tipe kleppe en bykomstighede vinnig op te los. Valve Service and Repairs, 'n tweede generasie familieonderneming met baie wye ervaring en 'n onbeperkte produkreeks, want hulle is nie agente vir spesifieke produkte nie. Ons kyk nou vir oulaas na nog ondernemings in Kreersdorp wat al 3 'n kardinale rol in die boubedryf speel. Dit sluit in houtprodukte, stokke, balke en beton. En later maak ons ook in Rodepoort 'n draai.
Bulk Timber Sales in Krugersdorp het meer as 30 jaar ondervinding in die houtbedryf. Hulle bedien alle kliënte met groot of klein hoeveelhede en verskaf volhoubare kwaliteit hout wat jy kan vertrou. Hulle houtprodukte kom van volhoubare hulpbronne en is duursaam, veelsidig en stylvol. Hulle maak voorsiening vir alle marksegmente, insluitend kommersiële of residensiële projekte en die selfdoen entoesias, want hulle produkreeks is groot. Dit sluit in buitehoutbehandelings, CCA-behandelde strukturele dennehout, dennehoutdekke, dennehoutbekleding, gumpoles, latte en droppers, dennehout of Seligna heininglatte, draers, onbehandelde pale, hardeware, selfs jungle gym toebehore en verseelaars. Bulk Timber Sales sorg vir hoë gehalte as 'n prioriteit met sy vervaardiging van alle behandelde houtprodukte. Bulk Timber Sales. Hulle bied ook ontwerpbystand, produkadvies en verskaf hulp met selfdoen projekkostes en kontrakteursverkryging. Dowell & Company in Krugersdorp vervaardig houtdowels of dan stokkies. Dit wissel van baie dun 4 mm lekkergoed stokkies tot besemstokke en gordynreëlings, asook handreëlings en balustrades wat tot 70 mm dik is. Hulle vervaardig in enige lengte, maar standaardlengtes is 900 mm en 1800 mm. Hulle maak ook dowel pins en vierkantige stokkies van 6 mm tot 20 mm. Kliënte weet dat net die beste plaaslike roumateriale gebruik word. Hulle harde hout is Seligna en hulle gebruik plaaslike dennehout vir die sagte houtdowels. Buiten die fokus op die kwaliteit van produkte, weet hulle dat sperdatums vir hulle kliënte baie belangrik is en daarom hou hulle daarby. Daar is mededingers wat ingevoerde dowels 'n bietjie goedkoper verkoop, maar Dowell & Company is 'n reg Suid-Afrikaanse vervaardiger wat slegs Suid-Afrikaanse hout gebruik. Dowell & Company, trots Suid-Afrikaanse kwaliteit. Met meer as 30 jaar ondervinding in die vervaardiging en verskaffing van 'n uitgebreide reeks pre-stressed en buiteligbetonprodukte, word die naam Flash Precast geassosieer met kwaliteit en betroubaarheid. Hier uit hulle Wesrand gebaseerde vervaardigingsaanleg verskaf hulle 'n volledige komplement van betonlintels, vloerbalke en vloerblokke vir algemene konstruksiewerk. Ander produkte is onder meer randstene, reënwaterkanale, stene en sloottoppe. As 'n onafhanklike vervaardiger wat oor die jare teen 'n progressiewe tempo uitgebrei het Flash Precast nog altyd vasgeglo in 3 hoofbeginsels: kwaliteit produkte, vinnige aflewerings en kliëntediens. Flash Precast. Hulle het 'n vloot van 12 vragmotors en kan enige plek in Gauteng en naburige provinsies aflewer direk op jou projekterrein. Hulle verskaf aan bouers, handelaars en hardewarewinkels en vervaardig ook spesifieke bestellings. Nou, ek kan vir julle sê hierdie was 'n week van hoog drama, polities en natuurlik op die finansiële markte ook. En natuurlik hierdie groot debat of ons nou 'n begroting het of nie 'n begroting het. En moenie vir my vra of ons een het nie, want ek weet nie. Ek dink hier is soveel uitstaande vrae dat ons nie weet wat werklik aan die gang is nie. Maar dit gaan alles oor hierdie BTW ding. En ek het gereken om te kyk na hierdie BTW, om te kyk wat is die omvang van hierdie BTW? Want as politici so met mekaar beklei, dan moet hierdie BTW verhoging 'n baie groot ding wees, maar baie belangrik wees. Hier's 'n paar interessante feite oor die BTW. 1% verhoging of 1 persentasiepunt verhoging in BTW sal vir die minister van Finansies so rowweg 25 miljard rand ekstra gee. So hy wil beplan het om 'n 0,5% verhoging te gee. Dit sou hom so volgens hom so 13,5 miljard rand gegee het vir die volle finansiële jaar. Ek dink dit is nie wat hy sou gekry het nie. Ek dink hy sou nader aan so 10 miljard rand gekry het in werklikheid. Onthou van in die vorige finansiële jaar het hulle amper 10 miljard, so 8,5 miljard rand al reeds ingevorder. So 1 miljard rand is 1000 miljoen rand. Maar kom ons kyk na 'n paar ander syfers. Die totale uitstaande skuld van die staat vandag in Suid-Afrika is 5700 miljard rand. Die saldo van die staat wat hy in die bank het, soos dis jou kontant in die bank, by die sogenaamde belasting- en leningsrekeninge en by die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Die kontant in die bank is ongeveer
200 miljard rand. Onthou, ons praat nou van BTW-ontvangse van 1 miljard rand per maand. Vergelyking met die totale kontant in die bank van 200 miljard rand. Die goud in buitelandse valuta gebeurlikheidsreserverekening se saldo is vandag so wat 350 miljard rand. Daai saldo verander op 'n maand-tot-maand basis so tussen 30 en 40 miljard rand. Nou stry ons met mekaar, ons gooi amper die regering om, ons is besig om die finansiële markte heeltemal om te dop oor 'n miljard rand per maand. Is dit regtig nodig om so te kere te gaan? Nie sake, saam met Pieter is net nie nou. Pieter de Tooy, ons nuusman van die week. Weet jy, Pieter? Môre. Weet jy, ek sit en dink nou, maar wat gaan nou, ek praat nou met jou, ek sekerlik kan volgende week nie so opwindend wees soos hierdie week nie. Maar elke week is daar 'n nuwe ding wat gebeur is, wat dit nog meer opwindend maak as die vorige week. En hierdie week se, wat kom mens dit noem? Sirkus. Wel Woensdag was 'n ongelooflike dramatiese dag as 'n joernalis. In die eerste plek het jy die hele omwenteling rondom BTW oornag gehad en dit is waaroor ons gaan praat, maar verder was Jacob Zuma weer in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg waar hy nog steeds probeer om te keer dat sy verhoor voortgaan en dit lyk asof die regter hierdie keer bietjie ruggraat het en gaan sê nee. En derdens was Volodymyr Zelensky in Pretoria gewees. So dit was 'n enorme nuusdag en dit is verskriklik baie goed wat gebeur, maar net om in antwoord op jou vraag, jy het nou in jou segment gevra, is dit die moeite werd om die regering om te dop oor R1 miljard hier of hierdie kant toe of daai kant toe per maand? Ek dink dit was, Dawie, en ek dink hierdie drama wat ons gesien het die afgelope paar maande, wys vir ons hoe die ANC weier om te verander. Want aan die kern hiervan is, het jy twee koalisievennote, die ANC op 40%, die DA op 22%, en sonder een van daai partye kan die regering nie bestaan nie. Jy is 'n klomp kleiner partye wat eintlik maar daar is as versiering vir die ANC-faksies om te wys dat hulle nie net met die wrede wit DA handel dryf nie. So jy het hierdie twee partye en die DA moet homself laat probeer geld binne die regering. Die ANC wil nie mag oorgee nie. En ek en jy het al gepraat oor ons moet vir die ANC erkenning gee dat hulle die uitslag aanvaar het, om die uitslag te aanvaar en inderwaarheid mag oor te gee of mag te deel, dis 'n heeltemal 'n ander kwessie. En in die kern hiervan weier die ANC om mag te deel en weier die ANC om af te sien van beleidsrigtings wat die afgelope 20 jaar nie werk nie. Wel, jy weet so goed soos almal van ons, wat is ons werkloosheidssyfer? Hoe gebrekkig ons BBP groeikoers per jaar is? Jy het net gepraat oor staatsskuld. Daai goeters gaan suid. Die indikators is negatief en die ANC wil nie rigting verander nie. So hierdie fight was oor BTW, maar dit was oor iets groter. Dit was oor 'n koersverandering wat die ANC eenvoudig nie wil instem toe. Nee, kyk, ek laat daar nodig was om laat die ding op 'n spits gedryf word. Dit stem ek heeltemal met jou saam. Maar weet jy, die skade wat aan die land aangerig word met hierdie tipe van goed. Ja. Miskien net op die finansiële mark. Ja. Dis die punt. Ja, wat ek wil maak. Met 'n pensioen voel dit, né? Byvoorbeeld, maar wat vir my nou nogal interessant was, weet jy, ek slaan my hande saam as ek sien hoe veral die kleiner politieke, natuurlik die grootes ook, maar die kleiner politieke partye, want almal het ons nou gered van hierdie BTW. Die hele lot van almal neem nou krediet vir die feit dat die minister van Finansies besluit het en die wetgewing gaan nou ter tafel gelê word in die parlement. Onthou die minister kan nie net sê ons skraap BTW of ons bring dit af nie. Hy kan dit aankondig en sê ons verhoog dit, maar om dit terug te vat, daar moet 'n wetsaanpassing deur die parlement gaan. Met ander woorde, daar moet 'n wetsontwerp ter tafel gelê word, dit moet na 'n komitee toe gaan, dit moet gedebatteer word en dan gaan dit nasionale vergadering. So daai proses is ingewikkeld en nou neem almal krediet vir die feit dat BTW weer verlaag gaan word. Die kern hiervan is dat Woensdag was daar hierdie twee opponerende partye in die Wes-Kaapse Hooggeregshof, die DA en die EFF aan die een kant, primêr die DA en die minister van Finansies en Tesourier aan die ander kant, het beklei hieroor. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het tot aan die einde volgehou, BTW gaan op 1 Mei verhoog word. Dit is wat gaan gebeur. Woensdag aand het die minister se regspan na die DA se regspan toe gegaan en gesê, luister, ons wil 'n skikking buite die hof bereik. En hoekom? Want hulle het gesien hulle gaan daai hofsaak verloor. 4:00 die oggend, donderdagoggend, is daar 'n persverklaring van nasionale tesourier uitgereik wat sê ons gooi die hele appelkar om. Ons gaan nou terug na 15% toe. Weet so wat was dit onderhandelinge met die kleiner partye in die ANC? Onthou, Dawie, die ANC verstaan net mag. Hulle verstaan mag en politieke spierkrag.
of die hof. Dis die enigste twee goed wat hulle verstaan. So in hierdie geval was dit die vooruitsig van 'n vernederende neerlaag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die minister van Finansies gedwing het om hierdie besluit op te neem. Ek wil net twee dinge, ons tyd is amper klaar, maar net twee dinge wil ek nou net hier by jou hoor. Hoe vinnig moet hierdie goed nou deurgevoer word en is daar tyd om dit te doen? En dan net die vraag, het ons 'n begroting? Ons het nie 'n begroting nie, want nou word die verdeling van Division of Revenue Act moet nou weer oorgedoen word. Die toewysingswetgewing moet ook weer die raamwerk moet oorgedoen word. So die hele proses moet nou weer in rekordtyd van vooraf begin. BTW is veronderstel om op 1 Mei na 15,5% toe te gaan. Ons het enkele dae oor om met die wetgewing deur die parlement te kry om te keer dat dit 15,5 toe gaan. So die druk waaronder hierdie LPs gaan werk om dit gedoen te kry is enorm. Daar's 'n klomp vakansie daar wat voorlê. So kom ons kyk wat gebeur, maar hierdie gemors kon vir my gewees het as daar in Februarie breër konsultasie rondom die begroting. Ons sien hoe dit nou gaan wees, die gemors inderdaad. Ek dink nie hierdie mense, enigiemand van hulle is opgewas om die staat se finansies te bestuur nie, lyk dit vir my. Pieter, maar hoe dit ook al sy. Dankie daar. Hierdie was so 'n week gewees. Ek wonder of volgende week gaan gebeur. Dankie jy by ons draai. Daai het julle terug na sake fokus. Cherry Rodepoort is 'n trotse toevoeging tot die GDP groep, 'n betroubare motorleier sedert 2006. As 'n gemagtigde Cherry-handelaar bied hulle die nuutste Cherry-modelle saam met hoë gehalte ten volle toegeruste fasiliteite vir motorverkope, kundige motordiens en egte Cherry-onderdele. Met 'n verbintenis tot uitnemendheid is hulle vriendelike en kundige span hier om jou deur elke aspek van jou motoreienaarskapreis te lei, van jou keuse van die perfekte voertuig tot die versekering dat dit in puiktoestand bly, is Cherry Rodepoort toegewyd tot die verskaffing van topvlakdiens en kliëntetevredenheid. Ons as die GDP groep is trots op ons 25ste bestaanjaar. Ons is trots op ons assosiasie met al die handelsmerke wat ons verteenwoordig en ons nooi alle kopers uit vir persoonlike dienste en uitstekende transaksies. Cherry Rodepoort, kwaliteit, vertroue en kundigheid. Ontdekkersweg 38 Rodepoort is die tuiste van GWM Westrand, ook 'n trotse vennoot van die GDP groep. Kom verken die Jolion Pro, die Haval H6, die H7, die Tank of die oulike Aura O3. Hulle vriendelike en kundige personeel sal jou deur elke aspek van motoreienaarskap lei, van elke model se besonderhede tot die finansiële aspekte. GWM Westrand spog met 'n moderne werkswinkel om voertuie in 'n goeie toestand te hou en om hulle kliënte veilig op die pad te hou. Die nuutste in elektronika is noodsaaklik wanneer jy met hibriede voertuie werk. Ons as die GDP groep is trots op ons 25ste bestaanjaar. Ons is trots op ons assosiasie met al die handelsmerke wat ons verteenwoordig en ons nooi alle kopers uit vir persoonlike dienste en uitstekende transaksies. GWM Westrand. Kom loer in en kry spesiale aanbiedinge op uitgesoekte Jolion H6 reeks, H7 reeks, B-reeks, Tank en Aura modelle. Moenie uitmis nie. Sandra de Tooy en JJ Slabber is hier van SDT Incorporated, 'n regsfirma. Hulle het vanoggend by ons kom kuier. Sandra, ek begin sommer by jou. Vertel vir ons van die ontstaan van SDT Incorporated. So ons is 'n groep jong mense wat bymekaar gekom het en besluit dit is tyd om ons eie merk in die mark af te druk. Ons het ons kennis saamgevoeg en die span gevorm wat vandag bekend staan as SDT Incorporated. Maar ek moet vir jou vra, want dit vat moed, nê, om jou eie besigheid te begin. Ja. Hoekom jou eie regsfirma begin en nie sommer by 'n bestaande een gaan aansluit nie? Dis mos makliker. Ons het besluit dis tyd om bietjie uit die skaduwee van ander prokureurs uit te beweeg en te doen waarvan ons hou en waar ons goed is. Ja. JJ, en vir jou, wat is die regsbehoeftes wat julle geïdentifiseer het in die mark wat vir jou gesê het, hierdie is 'n goeie kans om te vat? Weet jy, ons het opgemerk dat baie besighede as ook koöperatiewe maatskappye bystand en leiding benodig in velde onder andere kommersiële litigasie en kontrakte, bystand met eiendom, hier as ook koopdispute, toepassing van arbeidswetgewing en praktyke, as ook bystand met dissiplinêre sake. Interessant genoeg het ons ook opgemerk dat daar 'n aanvraag is op skuldinvordering. So daarom het ons as 'n span besluit om ons kundigheid saam te smelt en hierdie spesifieke behoeftes in die mark aan te spreek.
Ja, dis regtig 'n diverse veld waarin jy werk. Nou Sandra, is dit net spesifieke maatskappye met wie jy werk, soos kleintjies, medium, groot maatskappye of enigiemand wat jy hulp nodig het? Ons staan enige maatskappy, eintlik enige individu by wat hulp nodig het in terme van kontrakte, kontrakdispute, kontrakte intermaatskappy, kontrakte interindividu. En ons help ook graag met die nakoming van die nasionale kredietwet en ook dan nou die grootskaalse invordering wat daar uitsprei. Met die wat die nasionale kredietwet nou so prominent geraak het die laaste paar maande, het ons agtergekom meeste maatskappye se kredietooreenkomste is nie op standaard nie en voldoen nie aan al die vereistes wat die nasionale kredietwet daarstel nie. So ons het maar grootendeels begin fokus daarop om daai reg te stel en dan die litigasie wat daar uitsprei mee by te staan. JJ, jou kennis is veral nou in die gebied van arbeidswetgewing. Wat is die spesifieke goed wat jy sien maatskappye hulp mee nodig het en waarmee jy hulle bystaan? Jong, weet jy, dit is die klein jakkelsies wat knaag aan jou wingerd. Wat potensieel problematies kan raak by die CCMA as ook die arbeidshof. Ons het gesien dat daar's baie besighede wat of nie dienskontrakte in plek het nie, of die dienskontrakte is nie op standaard nie. Wat besighede in ag moet neem is dat hierdie dokument van kardinale belang is omrede dit die grondslag vorm van jou verhouding tussen jou en jou arbeidsmark. So daarom is dit 'n kritiese dokument om in plek te hê. Om te bou op die dienskontrak is toepaslike beleide ook baie belangrik. Ons sien ook dat baie besighede nie toepaslike beleide in plek het nie, of dis verouderd en nie relevant tot die bedryf nie. Wat besighede in vandag se moderne tyd moet verstaan is, daar is geweldig baie sosiale media invloed wat in wese jou werksmag teen jou afraai. Daarom is dit belangrik vir maatskappye om te verseker dat hulle 'n sterk fondasie bou en al die dokumentasie en beleide in plek het, sodat indien daar 'n dispuut is, dat die maatskappy in 'n beter posisie sal wees om die dispuut te hanteer, wat andersins in 'n baie langdurige en duur regstryd kan uitdraai. Sandra, net vinnig gou laaste vraag aan jou. Wat sou jy sê maak julle uniek? Vinnig. Ons is 'n groep jong mense wat almal tegnologies kundig is. So dit is vir ons maklik om kliënte reg oor Suid-Afrika by te staan wat dit indirek dan ook goedkoper maak. Want die afstand en die travelling tussen ons en die kliënte is heeltemal uitgeskakel. So meeste van ons werk is virtueel. Fantasties. Dit is vir my lekker om te sien dat jong mense soveel inisiatief neem en ons wens julle baie sterkte toe. Dankie dat julle kom kuier het. Hierna vind Leon uit by Erik Venter waar sy volgende sakefokus gaan wees. 'n naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Nou kyk, die man kan hier nie op sy baadjie trakteer nie. Erik Venter, besige projekbestuurder, welkom. Baie dankie, Leon. Ek sien jy gaan so 'n bietjie die noordelike voorstede van Pretoria besoek. Dis reg, is 'n baie aktiewe area vir ons land daai, so ek gaan so 'n bietjie aan die noorde kant van die Magaliesberg beweeg. So van Montana af reg deur tot en met Acacia en daar's natuurlik jou industriële areas wat daar by Rosslyn is waar ons sommer groot klomp besighede bymekaar het. Absoluut. En watter tipe besighede praat ons hier van of kan praat, is dit enige besigheid wat kan deelneem? Dis maar hoofsaaklik jou groter, medium-groot ondernemings, jou fabrieke, jou nywerhede wat kyk na ontbytsake. En ja, die uitsending gaan so op die 28ste Junie uit. Belangrik om te weet en hulle kan jou voornemende besighede kan jou natuurlik nou al kontak. My besonderhede is op die skerm, laat die mense my bel en dan maak ek 'n draaitjie by hulle. Hulle sal moet spring. Dit gaan vinnig vol wees. Nou ja, nou eers terug na Corlie. Die Opstal Chenin Blanc uit die mooie Brede Riviervallei is 'n wyn met tintelende varsheid en aromatiese kompleksiteit. Dit is veelsidig en kan saam met 'n verskeidenheid geregte bedien word, maar gebraaide hoender, braaivleis en krakerige porkbelly is ideaal. Nou, die hoender is heerlik gaar en ek het dit uit die pan uit geskep. Ek sal dit later net die res van dit in reepies opsny. So nou gooi jy so 4 tot 6 eetlepels afhangende hoeveel van daai botter en olie het in die pan agtergebly.
dit gaan nou, onthou, dis al daai heerlike geure wat in die hoender is en wat in die sous gevorm is, wat dan nou hier in die pan agtergebly het. Dan ook net die suurlemoen wat jy in ringetjies dan nou hier in daai olie in die pan gesny het en gesit het, en dan laaste net so ekstra teelepeltjie knoffel wat jy dan nou hierso bygooi. En nou kan jy dit net laat dit so lekker braai en daai geure meng. En sodra die suurlemoengeure met die botter gemeng is, verwyder jy dan nou net hierdie suurlemoenskyfies en dan voeg jy die pasta water by wat jy eenkant gehou het. Hier het ek myne in 'n koppie. Dan voeg jy natuurlik die pasta binne in hierdie heerlike bottersous. Nou ek is besig hier. Dit het so bietjie langer gevat nou as wat ek verwag het, maar ek het laat hierdie suurlemoene lekker in die botter braai en onthou ons wil hulle nie daar binne in los nie, so jy kan hulle later dan nou net uithaal. En jy kan hulle dalk later vir garnering ook gebruik. Hulle gaan pragtig lyk as die goudbruin kleur. Alternatief kan jy dan nou net 'n suurlemoen vat en jy kan hom lekker hier in uitdruk sodat daai ons is eintlik agter daai suurlemoen geur aan. So wat ek gaan doen is ek gaan hierdie my tyd hardloop nou uit, maar ek wil hê hierdie moet so klein bietjie nog in die pan braai. Ek dink ek gaan dit los, dan gaan ek net vir jou verduidelik wat gaan ek doen wat jy nou nie gaan sien nie. So hierso is my pasta. Dis heerlik al dente gaar en dan hierdie is nou daai pasta water waarvan ek nou gepraat het. So net om 'n bietjie souserigheid te vorm, gaan ek van hierdie pasta water dan nou in my pan gooi en dan die pasta hierin lekker meng. En dan al wat oorbly is die opdiening van hierdie heerlike dis. Nou as ek terug is, voeg ons dan nou als bymekaar. Jy gaan dalk dit klaar sien en dan gaan ons dit in 'n mooi bakkie opdien. Of natuurlik kan jy dit als in een groot bak ook opdien. Tyd vir ons sakeslag en vandag het ons nog 'n pragtige stoel van Rochester beskikbaar soos julle kan sien. Dis nogal gemaklik. Terloops verlede week se Marley stoel het binne 'n halfuur uitverkoop. So vir die van julle wat dit misgeloop het, hier is nog 'n kans. Nou die week is die sakeslag 'n Alo Occasional Charcoal stoel van Rochester. Die veelsidige stoel wat ook in die ronde kan draai. Kos gewoonlik $4495. Maar in ons sakewinkel kan jy nou 'n slagsland deur slegs $2199 daarvoor te betaal, 'n volle 60% afslag. Weereens, ons slegs 20 beskikbaar en een kliënt mag tot 4 stoele koop. So hier is jou kans. Gaan koop ons sommer nou. Ontbytsake se sakewinkel is oop. Registreer op ons webblad en slaan 'n slag deur op Sakeslag te klik. Hierdie week se sakeslag is 'n Alo stoel van Rochester vir slegs R2199. Welkom by Kibersake. Verlede week het ons saam met Niels Klaasen en sy oulike laaitie Niels Junior gesels. En Kobie Kotse het laat weet, het die talentvolle pa en seun baie geniet. Saam met hulle opgewonde oor hulle toekoms, mag ons nog baie van hulle sien. Ja, voorslagkerels. Niels Junior het beslis harte gesteel want Barbara Pryor Greiling skryf, Saterdag se ontbytsake was baie oulik. Sy veral met klein Niels se gesels met Dawie. Dankie vir 'n uitstekende ontbytsake. Ek was natuurlik vreeslik op my senuwees. Ja. En Marieta Potgieter se boodskap lui uitstekende program. Soos altyd het die twee Nielse
baie geniet. Nou Corlie, al behoorlik uit daar in haar bitterlekker kombuis en verlede naweek het sy 'n heerlike ontbeende kortrib gemaak waarop Robert Horsman laat weet dit lyk heerlik, ek gaan sommer vandag nog maak. Ja, maar inderdaad. Robert, ek hoop dit het ook so lekker gesmaak soos Corrieson en Marianne Mostert gaan dit ook binnekort probeer want sy het gesê het die resep gesave. Lyk baie lekker. Nou Charlene staan gereed met nog groot nuus oor die oor ons 25ste verjaarsdag. Is jy reg vir die lekkerste en grootste Afrikaanse familiemusiekfees in die ooste van Gauteng? Kom kuier by Oppiefees Lekker Kuier, Benoni Northern Sportsgronde op 9 en 10 Mei. En Joel saam met Bok van Blerk, Snotkop, Appel, Jean Boucher, Brendan Piper, Joe Black, Demi Lee Moore, Rian Benadi, Rikus Nel, Jan, Lia, Karlien van Jaarsveld, Piesangskille, Droomsyndroom en die bitterlekker musiekproduksie met seremoniemeester Crazy Weddy. Dit al saam met heerlike kos, 'n pretpark en stalletjies. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Julle weet nou al ontbytsake vier die jaar 25 jaar op die kassie. En as deel van ons nou net vorentoe veldtog, stel ons in Junie 'n pragtige glanstydskrif bekend, vol suksesstories, eksklusiewe artikels en ons visie vir die toekoms. Die tydskrif sal gratis afgelaai kan word op al ons digitale media platforms en ons nooi enige besigheid wat belangstel om daarin te verskyn uit om ons te kontak deur 'n e-pos te stuur na adverteer@ontbytsake.co.za. Kom vier ons nalatenskap, maar wees ook deel van 'n opwindende toekoms. Leon vertel net hierna van 'n bitterlekker wynproe en musiekvertoning. Hier is nou iets lekker om te doen die komende week. Ontbytsake stel ons nuwe musiekgroep die Bitterlekker Musas bekend op Woensdag 30 April. Vooraf optredes sluit in Jay Morgan, AJ De Vos en Tandy Stoltz. Toegang is slegs R100 en dit sluit 'n wynproe in wat aangebied word deur Spier. Heerlike Pick n Pay platter opsies is ook beskikbaar, so kom wees deel van hierdie unieke geleentheid komende Woensdag by die Be Loved Klein Theater in Pretoria Oos. Kaartjies is beskikbaar in ons sakewinkel. Charlene gesels nou met tevrede kliënte van King Price. Kom kuier saam met ontbytsake by die Be Loved Klein Theater in die ooste van Pretoria. Die dag skop af met 'n wynproe, aangebied deur Spier, asook verskeie opsies van heerlike Pick n Pay platters wat bestel kan word. Dit word opgevolg met die debuut musiekvertoning deur 'n splinternuwe musiekgroep, die Bitterlekker Musas. Toegang is slegs R100 en kaartjies is beskikbaar by sakewinkel.co.za. Bespreek sommer nou. Hans Kreer en Christine Pretorius van AWT Logistics is hier vanoggend. Baie welkom julle. Hans, die besturende direkteur, Christine, die finansiële direkteur en julle is ook Boetie en Sissie. Julle beklei natuurlik nooit. Nee, nooit glad nie. Nee, ons is 'n goeie kombinasie. Ja, nee, definitief. So julle is 'n familiebesigheid wat nou al lank in die gang is, maar Hans, vertel vir ons van die ontstaan van AWT. Wel, ons het so 8 jaar terug begin. Ons was almal by 'n vorige maatskappy. Ek het 'n kans gesien en ek het dit gevat. Ons noem dit altyd versnaakse kol wat ek gedoen het, ja, en ons is nou omtrent uit die 8 jaar het ons al oor die 500.000 afleweringe gedoen. Ja. Ons groei dag vir dag. Omtrent 5% van jou produkte, pharmaceutical produkte wat jy in die Dischems en Shoprite word deur ons afgelewer. Baie trots op. Ja. Maar julle doen nie net afleweringe nie. Julle is nie net 'n koeriermaatskappy nie. Watter ander dele van die verspreidingsketting bestuur julle ook of is julle betrokke by? So ons doen 'n bietjie warehousing, ons laai raw materials by die kliënte op, ons bring dit na ons warehouse toe, ons hou dit vir hulle daar en dan laat ons dit aflaai by hulle kliënte, Clicks, Dischem,
Woolworths, enige van hierdie groot maatskappye. Ja, ek het nou gesien wat 'n goeie span julle is. Julle maak omtrent Kom mekaar aan. Dis nou klaar. Hier sou dit werk. Christine, Hans, okay, enige een van julle twee, hoekom het 'n maatskappy soos julle dan versekering nodig? Het is baie belangrik om bateversekering te hê, veral in ons bedryf. Jy het voertuie op je pad elke dag en dis miljoene rande se voertuie. Ons is baie gelukkig deur Shaul Bester van iPlan wat ons na King Price toe gelei het en ek moet vir jou sê die diens van King Price op hierdie stadium is fenomenaal. Ons sal nie regtig skuif nie want op hierdie stadium fantastiese diens wat ons by hulle kry. Ons het onlangs mis ons 'n windskerm vervang op een van ons vragmotors. En ja, ek het die WhatsApp gestuur vir Shaul. Volgende dag is die verskaffer daar van King Price en hulle het dit sommer by die warehouse kom regmaak. So ja, wonderlike diens. So daar's geen onderbreking in julle operasies nie. Julle gaan aan. King Price sorg vir alles. Kyk, ons was al by 'n paar assuransiemaatskappye geweest, maar King Price tops. Regtig. So as 'n logistieke maatskappy, Hans, wat is van die grootste uitdagings wat julle het? Stafkomplement. Jy moet die regte mense weet wat vir jou werk. Ons glo aan families. So al my staf, ons het nou 52 staflede, almal is families. Oom, tannie, boetie, sussie. En dit werk vir ons in 'n maatskappy. Ook obvious, ons sê nooit nee vir 'n kliënt nie. Ons gaan dit ons pad uit. Jou groter maatskappye, jy val in 'n lyn. Kom ons sê ons doen DC bookings. As jy kry DC booking slot en partykeer moet jy buitekant jou norm gaan om daai stok in te kry. Waar ons altyd plans sal maak vir kliënte waar jou groter majority koeriermaatskappye jy val basies in 'n call center kollyn nie. Ja, dis wat ons verskillend maak as die ander mense daar in die mark. Ja. Ons is trots op, ja. Christine, duidelik baie goeie diens wat julle vir kliënte lewer. Wat is julle visie vir die toekoms? Wat is van daai groot uitdagings wat julle voel julle wil nog pak? Ons wil regtig graag ons volgende fokus gaan wees op warehousing. Ons het 3 sustermaatskappye in die groep op die oomblik. AWT Imports, Transport en dan Logistics. So daar's groot planne in die toekoms en ons sien vreeslik uit daarna en dan APSM gaan ons die pad loop saam met King Price. Ja, en julle het nog gesê julle is 'n familiebesigheid, is daar van julle uitgebreide familie ook betrokke in die bestuur? Ja, ons het broer, want ons operations manager is Christine se man. Key accounts manager is my vrou en dan gaan dit so aan. En ek so grys is. Ek wil nou net vir jou vra en daar is vrede, daar's nooit bloed op die muur nie. Tussen my en Christine nee, maar die res, die aangetroude families, hulle is maar passievol oor die werk. Passievolle mense ja, en ja, hulle ken die werk. En julle is passievolle, tevrede kliënte van King Price. Dit was wonderlik om julle vanoggend hier te hê. Baie dankie dat julle so lekker saamgesels het. Terug na die sake fokus en daarna gesels Dawie met Raab Hershof. Sedert 1993 bied die Kaapstadse Tygervallei Oog- en Laserkliniek onder leiding van Dr. Johan Kruger, oftalmoloog, gevorderde refraktiewe chirurgie met die nuutste ooglasertegnologie. I did not qualify for laser vision correction, so I had contact lens implants, which corrected my distance and near vision. Ek het meer as 30 jaar ervaring in oogheelkunde en spesifiek in lasertegnologie. En ek het heelwat unieke en komplekse operasies ontwikkel wat gehelp het om verbeterde visie te bring aan diegene wat voorheen gesukkel het om sonder enige werklike oplossing. Saam besluit ons watter prosedure die veiligste en geskikste is vir jou. Ons personeellede is gespesialiseer en die oogsorgsentrum verskaf uitstekende fasiliteite en dienste. Ek het laservisiekorreksie gehad en nou hoef ek nie meer bril te dra nie. Besoek hulle gerus om 'n nuwe reis te begin om wonderlike visie sonder brille te hê. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter doen 'n sakefokus in die noordelike voorstede van Pretoria. So kontak hom as jy 'n onderneming in daai omgewing het en bekostigbare televisieblootstelling vir jou besigheid soek. Dit word op 28 Junie uitgesaai. My beurt om erop te gesels and I'm telling you, I've been looking forward to this discussion for the last couple of weeks. I hope you're not nervous. I'm nervous. You can't look hell. Okay, let's start with perhaps a bit of a background to where you grew up with. I know you and Celine spoke about this, but you are basically a trust baby. Yeah, I mean, you grew up in a family that's extremely wealthy, and you grew up in business. And now you're quite critical on, say, for example, government. Do you think you've got the right to do that with your background?
I think I have an obligation to do it. My father said to me when I got into this activism, capitalist or free markets activism, everyone was shouting and screaming at me, what are you doing, and calling me names. And my father called me and he said, I've never been more proud of you for doing and saying what other people can't afford to do and say. So I think it's an obligation for me to do this and to keep going. Now we're going to talk a little bit about politics a little bit later, but just give me a bit of a background. I've read about you. You went to Harvard, for example. You worked for Murdoch, for instance. You've met some really seriously powerful people. You were the CEO of big companies, actually. Give me a bit of a background on that. And your background at home, in a business family, did that sort of help? Was that background a good Massively. background? So, you know, incredible people would come to my house to see my father, obviously to the office, but they'd also come to the house for dinner, and he'd have events, and he'd include us. So whenever my parents had a dinner party or cocktail event at the house, we'd come down as children in our pajamas, we'd walk around, introduce ourselves to everyone. And I grew up in that environment. And, you know, even at 11 years old, my father took me to the final gold pour of Rand Lease's mine. There's a photograph of me in my shorts, my blazer, Ridge School blazer, helping on the final gold pour. So, and I watched him speak. You know, I learned public speaking from him. He's an incredible public speaker and storyteller. And you've met some serious international, people that we only read about. I mean, I've just spoken to you and you said you've met Elon Musk, for example. You've met Klaus Schwab from World Economic Forum. Are they all part of this big international, let's call it the mafia, the world, the money power out there? No, they're not. The Illuminati, what all these things? It's nonsense. The Rothschilds don't run the world. WEF doesn't dictate the narrative. This is all nonsense. It's a conference of the most powerful people that go there and discuss the world. Klaus Schwab is a particularly unimpressive human being in my view, and could never run the world Illuminati, even if he tried. And it doesn't exist. You went to Harvard. Is it important to go to a very influential university like Harvard? And why is that where you meet all these business contacts for later life? Not really. I met some extraordinary people, but I didn't know then what was going to turn out in their lives. My age, I'm 64 this year, turning 65, and a number of these people are now running big businesses around the world. Bob Bradway at Amgen Pharmaceutical, Greg Case, worldwide CEO of Aon. But when I knew them then, who would have guessed? You go there to open your mind. Your wife, she's a medical doctor. She's a New Zealander, Kiwi, all black. Yeah, but she is also an entrepreneur. Did you teach her how to become an entrepreneur? No, but I encouraged her to do so. When I stole her from New Zealand, we were living in England, and I said, what are you going to do? You're going to be a doctor in London? She said, I don't want to join the NHS. She told me an idea she had. I said, this is a good idea. Turn it into a business. And I backed her, and for the last 12 years, she's been building this business, Jumo Health, sold it last year for a lot of money. So she is the real unicorn in the family. Ons moet vinnig 'n draai by Corrie gemaak, dan gesels ons verder. Ontbytsake se sakewinkel is oop. Registreer op ons webblad en slaan 'n slag deur op Sakeslag te klik. Hierdie week se Sakeslag is 'n Alo stoel van Rochester vir slegs R2199. Nou, soos ek vroeër genoem het, sal ek vir opdiening die hele dis eintlik in een groot opdienbak op die tafel sit en elkeen aan die tafel kan vir homself skep. Maar net om dinge hier in die ateljee 'n bietjie makliker te maak, skep ek dit in individuele bakkies op. Nou kom ek wys jou gou, ek het solank 2 geskep. Ek gaan gou nog hier skep en ek het toe die pasta binne in daai botter suurlemoen knoffelsousie gesit en ek hoop jy kan dit nou lekker hier sien. Jo, ek het geproe, dis baie lekker. Jy proe net daai kraak of daai varsheid eintlik van die suurlemoen, bedoel ek. So jy skep nou net so lekker skepie daarbo op. Dan vat ons nou van hierdie tomaties en hulle sit jy so, hulle het ons nou lekker gerooster in die oond en hulle sit jy nou so oral genoeg van hulle neer en dan gaan ek, hierdie is dan nou die ricotta, maar ek hou van 'n burrata want hy's so bietjie meer vloeibaar en dan as jou pasta vuurwarm is, dan smelt hy so lekker in. En dan volgende sit ons dan nou net so 'n paar stukkies hoender bo-op
En dan natuurlik, julle weet ek hou van 'n groen blaartjie. So 'n bietjie van jou petersilie en dan nou natuurlik net so hier en daar 'n vars basiliekruid blaartjie. En laaste maar nie die minste nie, het ek van hierdie amandelvlokkies wat ons bo op sit. En dan 'n swart pepertjie. Nou maak seker jou bordkos is heerlik warm sodat die kaas kan smelt, heerlik in daai warm pasta inmeng en 'n bitter lekker romerige pasta sous kan maak. Kry my resep op ons Ontbytsake se webtuiste en ook op ons Facebookblad. En gaan koop jou bestanddele by Pick n Pay. Volgende week bring ek weer vir jou 'n nuwe resep. Daarby gesels nou verder met ons gas Rob Hershoff net hierna. Ek gesels verder met Rob. Okay, let's talk politics, and this is a fun side. But let's start international politics. I think you're a bit of a Trump supporter. What do you think of these tariffs of his? He's really upsetting stuff. He's upsetting stuff, but he's resetting the world market. America's debt's out of control. Yeah. He has to tackle that. America's been ripped off. I agree with him. It's been ripped off around the world. Countries have tariffs against America and then expect to be able to sell their goods into America tariff-free. It's wrong. But the way he calculated those tariffs are just wrong as well. I think what he did was he actually fired a shot into the air to scare everyone, to tell them he was serious, which he is. And then he said, right, you've got 90 days to come forward and negotiate. And I believe 70 countries have, including Zimbabwe. Yeah, but no, I heard that. But not South Africa. Yes, I heard that. But I mean, is this the way to do things? I mean, is this the way to scare everybody? Is this just a negotiation tactic of his? Yes, but it'll work. Okay. Well, in the meantime, the financial markets are all over the place. By the way, what do you think is going to happen to the US dollar? He wants the US dollar weaker, for instance. Is he going to be successful in that? And do you think he is actually going to reset the world? I think the dollar is going to weaken, but I think there is a de-dollarization momentum in the world anyway. I think over a period of time, the dollar will cease to be the reserve currency of the world, but I do think Trump's going to be successful. And what's going to replace the dollar then? In my view, as a store of value, gold and Bitcoin. You think that's the two new reserve currencies of the world? Yes. Do you personally invest in Bitcoin? I invest in gold and Bitcoin. Both of those? Both of those. And do you think, by the way, Donald Trump is also quite keen on these so-called cryptocurrencies. Will there be some changes in the United States as well? Because if the US dollar, it's actually give the Americans this amazing privilege because it is the world's most important reserve currency at the moment. No question about it. The only investment I've ever seen that is completely uncorrelated to the world monetary system is Bitcoin. Okay, well, ek moet net vir almal sê nou dat ons dis nie beleggingsadvies hierdie nie. Dis Rob wat reken dat Bitcoin the next big thing is going to be. Can you give me a number? Where do you think Bitcoin is going to end this year? So Bitcoin's at around 90,000, 92,000 US dollars per Bitcoin at the moment. Yeah. 21 million will only ever be made. It's at 19 million today. Bitcoin in existence. I think I've got a price prediction of $150,000 this year minimum. Could go further. The business in South Africa, and I guess internationally, business do not usually get involved in politics, especially in South Africa. I mean, you're a bit of the odd one out, but it seems to me as if business is finding its voice again in South Africa. Is that your perception as well? So the excuse that business and politics don't mix is an excuse made by business people for not getting involved in politics. In this country, it's intertwined, and it's inexcusable that the business community doesn't have a voice. But they're getting more vocal. Slowly, but it's rare people. It's not enough. In your view, what's wrong with South Africa? What's wrong with our politics? What do you think of the government of national unity? So, for the last 10 years, Zuma and Ramaphosa have deindustrialized and destroyed our economy. They are a socialist, racist organization, kleptocratic, ineptocratic. You've heard me say this before. Yeah. But the GNU is going sideways. The main priority of the GNU is to keep MK and EFF out. But the most important priorities, in my view, are economic growth, safety and security. And I don't hear anyone at the GNU mentioning those things. So is the obstacle only politics then? Currently, yeah. Yeah. So what would you do if you're in a position? What are those specific things you will do to fix the economy? The economy is so easy to fix. This country should be growing at 3, 4, 5% a year. It's growing at 1%.
our population growth exceeds our economic growth, which means we're getting poorer every year. This country is so easy to fix. Deregulate, privatize state-owned enterprises, cut costs, bring in a Doge. We're spending way too much money on the 1.5 million public servants who are earning way too much money. Cut that to half. Ons breek vinnig weg met ons vlugborg, Saf Air, en daarna gesels ek en Rob verder. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Yeah, no, this is no, you're on a roll here. Let's go for it. What's wrong with it? So you think the biggest challenge in South Africa is politics. What's the political outlook for you? What's going to happen next? So I'm at 4 out of 10 for South Africa. 5 out of 10 means things could go badly, could go well. 4 out of 10 means I'm slightly pessimistic. And I'm slightly pessimistic because it doesn't look like there's anyone in the ANC who's going to put their hand up like the Swedes did in 1992 and say it's not working. We need to change direction. No one has the courage, or no one has the ability or the intellect to do it. But recently what happened is that we saw what happened with the past week with that on and off. Yeah. Isn't that a turning point? That is a turning point. It's, on the one hand, it's democracy in motion. Things are working. Democracy is working. On the other hand, the DA has found a voice and have stood up against the ANC, and it's a good thing. And the irritating thing is all those rats and mice little parties that then ran barking when the ANC told them to come and supported them. But the DA has won. The news coverage of what's happening in South Africa, what do you think of that? Let's start with international news coverage about South Africa, because that changed recently, especially with Trump. But what do you think also of South African news outlets, broadly speaking? So the international news is now being heavily impacted by the fact that Donald Trump and his administration are focused on South Africa. They've got way more important things to do. Solve the Middle East, solve Russia, but he cares about South Africa. And that's a good thing. Thanks to extraordinary people like Gary Player, Rian Barnard, David Sachs, a lot of South Africans that have the ear to Donald Trump and are keeping him focused a bit on South Africa. Are we going to see more sanctions against South Africa from Donald Trump? Hopefully. Hopefully. That's not a good thing for the economy. But not against the country. They need to put sanctions against the evil people, all of whom are mentioned in the Zondo Commission. Yeah, Just go through the Zondo Commission, sanction those people. Okay, come back to the news coverage in South Africa. What do you think of the media houses, the big ones? Do you want me to tell you the truth? Go for it. So IOL is a disaster, okay? You know who owns IOL. News 24, in my view, is a bootlicker of the ANC. Well, looking at some comments from Peter, for example, that's not the case. Yeah, but Peter himself is actually a good guy. But Adrian Basson's a disaster. Get rid of him. And then Daily Maverick has done a very good job calling out the government, but they're fundamentally leftist and anti-business. Where is the centre-right, free markets? But you've got an answer. You've got an answer for that. Tell us about that. It's partially an answer. Okay. A group of friends and I got together and we founded the Truth Report a month and a half ago. Fully funded, launches in the next 3 weeks. And it's pulling together all the pro-free market, free enterprise, rule of law, democracy podcasters. So this is a right-wing... Not right-wing. It's centre-right. Centre-right, okay. And then it's called a... Truth Report. So how will people know about this? Are you going to be in opposition to the other media houses then? No, I think we're going to complement, supplement, but we're going to keep them honest. Because we're focused on family, faith, flag, facts and freedom. Those 5 Fs. All right. And facts and freedom, most important. Will the people of South Africa be able to turn this around? Can we turn it around? And are we going to turn it around? Yes, this economy to but it's going to take too long. The economy will collapse in the meantime. We need a crisis. And that crisis is going to come from America. We need it. We need America to not put up with the nonsense anymore of the ANC and to come and tell them how the world is and how they need to behave. They need to repeal EWC, pull their case of the ICJ against Israel and get rid of BEE just to have a conversation with America. And America brings huge value and pain. You know what I think is certainly important in South Africa, and that we must have various views. And what you're doing is a good thing. And I think what's been happening in South Africa recently is a good thing. This disaster with the budget, in a way, is a good thing. Correct. Because it's putting things out in the open. But I really appreciate for you coming up from Cape Town to visit us here by Ontbytsake. Dit is regtig lekker geweest om hier te gesels. I'm looking forward to see what the Truth Report is going to cover.
And believe me, if I think you're wrong, I will criticize you as well. Thank you very much for coming. Baie dankie daar. Dankie. Rob, dit was baie lekker om saam met te kuier. Dis net te min tyd. Kos is op die tafel. Ons is op die tafel, ons gaan nou eet. Geniet dit. And Rob, I accidentally called you Bob twice earlier, so just to apologize for that, I'm going to send you away with this lovely gift from Opstal. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het vandag, and thank you for sharing your story. Baie dankie. My oupa se naam was Bob. So okay, so close enough. Volgende week kuier ons saam met die talentvolle kunstenaar en aanbieder Lia. Hey. Lekker. Hopelijk gaan sy vir ons sing ook. Het jy gesien hoe goed kan ek 'n skaapbout maak? Ek het nog net nie myne gemaak nie. My skaapbout is lekkerder as jou nie, want ek het nog nie myne 'n video. My skaapbout is baie lekkerder as jou. Myne gaan wel mooier as joune lyk. Hy gaan skien mooier wees, maar myne is die lekkerste. Dit was nie Dawie nie, dit was kunsmatige intelligensie wat jy gesien het. No, stop man. What made me nervous was when you wanted me to quote some of my poetry. I had to go and learn the first verse. But your name was something else nearly something else. What is it? Oh, this is embarrassing. I found in my parents' library about 15 years ago a book naming your son. Yeah. And I opened it up and looked at the inside cover, all the combinations. Ended up being Robert Basil Herzog, but the one that almost made it was Digby.